Ja, allemaal is zo. Pas op is jong gelijk. Annie, kom vat jy jou sitplek. My ma. Kon daw ako. Jy kan maar nog 'n bietjie nader kom alhoewel die koelte seker goed 'n aanvraag is daar. Maar as jy kan hoor, dan is dit goed so. As jy my goed kan hoor, dan kan jy net daar bly staan. Hier by die graf gaan ons 3 goed doen. Die eerste is ons gaan vraag en antwoord 1 van die Heidelbergse Katekismus lees. Met die besondere inleiding, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dit gaan gebeur terwyl die kus net so op die bande rus. En dan terwyl die kus sak, gaan ons geloof bely. As jy wil, kan jy saam met my sê, so nie kan jy net luister. En dan sluit ons af met 'n slotgebed. Dis die proses hier. Goed, ons begin met die gewetensvraag. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Jullie nou kan jy laat sak. As 'n aanduiding dat die dood nie die laaste sê het nie, sak die kus terwyl ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Laat ons saam dank. Ons drie-enige verbondsgod. Ons dank U vir U genade en bemoeienis met ons oor alles wat ons lewenspad kruis. Ons kan letterlik alles wat ons mee in aanraking kom met U in verband bring en leer ons om uit U genade te lewe. Ons dank U vir Cora se lewe. Dat U haar begiftig het met gawes en 'n gesin. En ons gebed is, wil U gee dat hulle sal koester in die herinneringe en dankbaar sal wees oor die bestemming waar hulle moeder en ouma nou aangekom het. Gaan met ons waar ons uit mekaar gaan. Lei ons op paaie wat goed en reg is en bring ons ook in konfrontasie met U, sodat 'n geopende graf ons ook na ons eie lewens sal laat kyk. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade om Christus ontwil. Amen. Jy het die uitnodiging gehoor vir verversings en hiermee gee ons nou die familie geleentheid om die finale dinge hier te doen met die eerbewys by die ter aarde bestelling. Baie dankie. Ek graag die reëling so tref. Ek gaan nou die naaste familie geleentheid gee, soos die nie sê vir 'n laaste eerbetoon, waarna ek dan net gaan vra vir 'n geleentheid om die masjiene net te verwyder. As daar dalk iemand is wat voel jy wil 'n graaf die grond gooi, is jy welkom. Maar ons sal toesien dat dit sal toegegooi word, so met ander woorde, u kan kerksaal toe gaan vir verversings en ek sal sien dat dit toegegooi word. Baie dankie. Vriende kan ook vir ons nader beweeg.